Goeiedag, bevange kykers. Welkom by episode 15. Soos julle kan sien, ons het ons baie verandering gewees. In die vorm van ek het 'n nuwe bril gekry. Crazy stuff. Ons het 'n gas vandag, julle. Hallo julle. Maar voor ons nee. Okay. Jy mag jouself nie voorstel nie. Asseblief moenie. Voor ons begin, gaan ons die usual, die one hoe gaan dit? Dankie Ruben, ek dink jy het 'n bietjie van my vergeet. Ons is bietjie uit oefening uit hierdie ronde, iets binne 'n minute. Ek oefen baie, ek weet nie waarvan jy praat nie. Nie daai oefening jy. Ons het soos julle agtergekom het, daar was lanklaas 'n episode. Ons het saam met die F1 winterbreek gevat. Ja. Bietjie ons koppe bymekaar gesit, nuwe content uitgedink, eintlik glad nie. Ja, ek wou net sê. Ja, nee, ons Ek was nie deel van daai meetings nie. Nee, kwikkie. Studieverpligtinge, werkverpligtinge, gesondheidsverpligtinge, dit was net hektiek. Maar ons is terug, bevange is terug, episode 15, ons is bly om hier te wees. Met my, soos altyd, gaan dit goed. Soos altyd. Werk, rugby, ek is getroud, lewe is vol. Wow. Hey, jy moes net die feit ingegooi dat jy getroud is. Ja, daar, ons né? kan nie dieselfde sê nie. My vrou kyk, sy's 'n avid supporter, sy kyk. My vrou kyk nie. My man. Lief jou liefie. Vir wie kan jy? Hallo ma, hallo pa. Hy wat so modest is, asof hy nie 'n date het later vandag nie. Nie tyd later vandag nie. Dis 'n koffie. Daal nie. Johan, dankie dat jy vra met my gaan dit great. Met my gaan dit goed. Dit was nou hand-in week gewees. So dis fisies hel. Al die open window studente strongly relate now. Ja, nee, dit was tough. But we did it. Ons het dit gemaak. En ja, het gaan lekker. Elita. Yes. Hallo. Hoi, hoe gaan dit? Nee, goed en self. Great. Met my gaan dit goed, dankie. Okay. Lang week. Ja. Dis 'n lekker lang week. Want daarom is dit nou Saterdag. Dit is rugby so. I'm so excited. Ja, die bokke speel vandag. Die bokke gaan die kiwis pakje. Gaan ons hulle Ja, let's gaan ons go. hulle wen. Nou, ons moet hulle wen. Ja. Geen ander opsie. Nee, geen ander opsie, ons is world champs. Soos julle kan sien, ons het uiteindelik geluister na al die comments wat kla oor ons wat 'n seentjie podcast is. So Elita, jy is offisieel ons eerste dames gas op die Yay, podcast. Dankie. By default maak dit jou ook die mooiste gas wat ons al ooit gehad het. Sorry Kobus, amper dame. Jy is nou offisieel tweede. Gaan Kobus sê jy moet kyk. Nee, dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg om 'n dame hier te hê. Ongelukkig het ons hier die studio enigstens mooier gemaak. Dit is nog steeds maar ons. Ja. Ons werk aan. Ons het gedagtes vir 'n potplant. Ek hoor plante. Great. Plante kry views. Ja, plante kry Okay. views. Wow. Ja. Na die episode sal ons jou 'n bietjie deur die studio vat, kan jy ons 'n bietjie raad gee. Jy weet, Feminine touch. Ja, Exactly. jy en Danny kan bietjie koppe bymekaar Ja. sit. Ja. Ek en Ruben is groot fan van pink, so ons kan bietjie pink Ons insit. wil My gordyne. nails is pink. Ja, jy sien. So ons sal So bietjie gordyne verander. Ja, ons sal bietjie meer genderfluid raak, jy weet. Oeh. Gender. JK, ons Ja, doen nie dit so nie. Cancel. Ja. Nee. Wow. Nee. Cancel bevange. Nee, asseblief nie. Nee, so Elita is baie lekker om jou hier te hê. Ons ken jou nou al 'n tydjie. Ek dink ons moet begin. Vertel die mense wie jy is, waar jy vandaan kom, wat dit is wat jy doen en dan luister ons graag na jou. Okay, Die vloer is joune. Dankie julle. Iemand het 'n disprin gedrop. Ons vra nederig om verskoning. My favourite ding is om oor myself te praat. mee is. So basically wie ek is, kom van Pretoria af nog altyd. Ek was in Affies, moes net dit sê. Ja. Sorry. Hoe weet jy Hey. iemand, hoe weet jy iemand was in Affies? Was in Hulle Wow, sê jou. ons moet net gou iets uitklaar. Ek het gehoor dat Affies is die seunskool. Kan ons nie hierdie gesprek hê. Net 7 jaar uit skool God. uit. Ja, Hoe is ja. jy nog Sê relevant? jy wat in Menla was. Jy het nie jou opinie. Die hoërskool mense. Ja, asseblief. Jou opinie tel nie, Asseblief. parkie. Ek dink, okay, kom ons kyk gou na die facts, nê. So op ons branding van sê ons branding asof ek Die nou in die facts. skool is, maar
op die branding staan daar affies op ons meisies se klere. So ek dink that settles the debate. Okay, in my Okay. opinion. So die ouens is eintlik nie affies nie. Ja, Alles- okay, nee, wel, hulle is ook affies. Almal is affies. Almal is affies. Ek sê So affie nie. Ek Almal is nie 'n wille affie nie. affie wees. Ek se Nee. ware Vonnie. Jy sien deel van hierdie gesprek, Okay. ongelukkig nie. Ek moes dit ingooi, weet. Ek wil ook saam Ai, praat. skole politiek. Ja, politiek. Anyways, ons is al 7 jaar uit skool uit en ons praat nog steeds daaroor. Maar ja, Strak uit. so en ek het in Stellenbosch geswaat, moes dit ook net sê. Ek sou dit ook gesê. Ja, Ja, fair dis 'n enough. lekker plek. So ja, dis basically maar dit. Ek werk vir ek help mense met claims vir ja, dis basically 'n admin pos vir nou, maar hopelik is daar groot vooruitsigte vir my. So Bye. ja, dis maar wat ek doen. Bly nog by my ouers, so hopelik verander dit binnekort. Hopelik kry ek binnekort 'n boyfriend en trou. So that's where I'm at basically. Oh, Kry sy. boyfriend, Ja. trou. My lewe het baie vinnig verander actually die afgelope paar maande. So ja, Lekker besig. wel, ja, in opwindend. terme van net my lewe in orde kry. So ja. Okay, Mhm. okay. Ek dink baie agter mekaar. Wel, ja, dit lyk dalk so. Nie altyd nie. Dit lyk ons. Wat sou jy sê, fake it till you make Fake it till you make it, dis wat Ja. ek doen my hele lewe lank. Hey, Okay. Is dit kom jy nie nuwe bril het. dis my nuwe bril. Ek kan actually sien. Ai, jene. So Elita, ons ken jou van Target Life of. Julle twee is eintlik 2018. saam studente gewees. Ja. Back in the day, dis toe ek nog 'n bietjie minder baard gehad het. Toe ek Mm, lang hare gehad het en ook minder baard gehad. ek Ai, weet dit. en altyd baard gehad. Ek het altyd baard gehad. Sorry. Ja. Maar Elita, jy het 'n interessante storie van Ja. waar jy was, hoe jy gekom het. Asseblief deel met ons Okay. net bietjie, ja, soos jy het nou die summary gegee. Mm, Kom ons kom bietjie by die been uit. Die been en die vleis, substance. die been. substance, is 'n mooi term. Die testimony. The meat. Okay, so ek dink eerstens ja, so kom ons ek dink my lewe het bietjie begin skeef gaan COVID, soos wat almal maar bietjie begin sukkel het in COVID. Dink ek was ongelukkig ook een van hulle wat begin ja, na wat s'ie sê ding strooigryp, leesstrooigryp. Ek weet nie. Maar ja, so 2020 het ek kind of heavily begin drink. Ons was almal in die state waar ek bly en ons is almal daar bymekaar en dit was eintlik net 'n shit show. Want almal het soos hierdie baie geld en almal het baie drank en almal wil net heeltyd kuier want wat anders kan jy doen? Jy kan nie swat nie, jy kan nie uitgaan nie. So almal was net woe, heeltyd party. Jy weet hoe lekker is dit daar by ons. So ja. State is pretty nice. Ja. Pretty cool daar. So saam met die drink kom daar obviously klomp ander goed, rook, vibe, whatever. So ja, ek het basically in daai leefstyl ingeval vir just tot en met ek dink einde laas jaar. So dit was maar ja, dit was taaf want ek het was basically dit klink erg met 'n label, maar ek was basically alkoholist. Want ek kon net nooit ophou nie. So ek het soos 2 dae gegaan sonder drink, dan sê ek soos ek moet nou weer drink. So dan sou ek net soos by die huis alleen sit en begin drink want ja. So dit was taaf. Soos heeltyd binge drinking en elke keer as ons drink, dis nie net een drink nie, dis nie net een bier nie, een brandy, dis bottles. Ek praat een keer met my pa, hy sê as hy gaan kuier dan jy weet soos 'n bottel, die glasbottels brandy of wat wat hy koop. Hy drink so 'n bietjie 'n aand by 'n kerk. Sê van ons drink bottles. Letterlik 'n hele bottel brandy. Obviously nou met jou mix soos 2 cokes en wat ook al. Maar ja, so dit was net 'n shit show. En ek dink daai het mental health issues, ek kan nie daarvan om daai woord te gebruik nie want ek wil nie dit label nie, maar so dink 2020 in Julie maand se kant toe ek op 'n punt gekom, ek weet nie wat het gebeur nie, ons het gekuier en iets het my getrigger en ek het actually nie eers gedink ek gaan nie oor praat nie, maar toe het ek net besluit ek wil nou nie meer lewe nie. En toe het ek ook klompel en goed gedrink en gaan slaap en toe het van my vriende actually gekom om te kyk of ek okay is en te help. So ek het basically ek het dronk geword en toe sê ek soos okay, kom ek drink pille, kom ek gaan net dood.
So dit het op punt so erg geraak en toe moes ek dokter toe gaan en wat ook al my lewer het bietjie ingegee en my niere en wat ook al het skade gekry. Toe sê die dokter vir my, hoor jy moet regtig ophou drink. Toe sê ek soos, okay, ek sal 2 weke later toe begin ek maar net weer drink. So ja, dit was ek het altyd vir myself gesê nee, ek gaan ophou en dinge gaan beter word, maar die ding is as ek nie die besluit geneem het om okay, ek wil nou regtig ophou nie, dan sou dit net nooit gebeur het nie. So ja, enige vrae so ver. Ag, eers ek dink ek wil net eers sê baie dankie dat jy so boldly deel so ek dink een ding wat met COVID gebeur het is mense baie goed geraak om maskers te dra. Ja. Want die realiteit is COVID was pretty rough vir Ja. alles en almal en ek dink of ek hoop regtig soos hierdie episode is refreshing vir baie mense om net by die huis te luister en te besef, weet jy wat eintlik was is ek nie alleen nie. Ek Ja. was nie alleen nie. So almal is so besorgd oor die ouetjies wat op skool was oor COVID en shame maar hulle kon nie Ja. matriek afskeid hê nie. Jy kon nie jou laaste jaar rugby gespeel het nie. En maar niemand dink regtig aan die groter implikasie van Ja. vasgevang wees, by die huis wees. En dat dit tot vandag toe kyk COVID sal amper is about 4 jaar terug al. Maar dit het nog steeds lasting effects. Ja. Nou wat dink jy was die wortel van wat was die hoekom? Die hoekom? Ek dink dit het neergekom op people pleasing. En ek was alleen, in my hart was ek alleen. Ek sien dit altyd soos en hierdie is nou net my opinie. Ek dink dit is 'n goeie een obviously. Maar ek dink daar's 'n gat in ons almal se hart wat veronderstel is om gevul te wees deur God. En ek dink as daai gat leeg is, dan probeer ons dit vul met drank, dwelms, goals, whatever you name it. En ek dink dit was my issue is ek het dit daai gat probeer vul met drank en verhoudinge en parties en wat ook al, maar dit was net nooit sufficient nie. Dit het nooit gesatiate nie. So ja, dit is waarvan dit kom. People pleasing, ook maar net 'n need, soos ek wou net aanvaar word. So ja, dis maar dit. Ek weet nie, hoekom drink meeste mense? Hoekom party en kuier ons en word dronk heeltyd? Nee, want dit is hoe mens vriendskappe bou, Ja, obviously. Dis Slegte antwoord. Nee, verseker. Dis iets wat. Nou, wat was kind of die like turning point vir jou dat jy besluit het om Goeie vraag. heeltemal op te hou en So, met al hierdie tipe goed? ook 'n groot gedeelte van my testimonie is ek was in 'n verhouding wat ek was baie lief vir die ou, maar dit het baie toksiek geword. Ons het heeltyd gekuier, mushrooms gedoen. Ek het nie so baie nie, maar ja, dit was net 'n shit show. Dit was heeltyd net 'n gekuier, bananewyn en dit het ook op 'n stadium met woorde baie lelik begin word teenoor my en ek was net soos, hoekom is jy nie lief vir my nie? Maar ag geval, so toe daai verhouding het geëindig baie randomly op 'n Sondag soos wat breakups maar is. Toe ja, het daai verhouding geëindig en toe gaan ek eintlik in 'n soos 'n 3 maande bender in, toe ek heavy begin drink. En toe kom dit op, wat is die 27ste Desember, toe sê ek so shit, alles pyn en ek voel net shit oor myself. Nee man, ek's 'n meisie, ek's 'n klein meisie en nou sit ek hier en ek drink brandewyn en dis rof en soos 'n meisie met 'n draft, dis my opinie, dit lyk net nie goed nie. Imagine jou ma sit en drink 'n draft, I don't know of jou ouma. Ek weet jy, daai prentjie is haunting. Dis 'n bietjie snaaks, ja, die prentjie. Ja, so toe sê ek net soos Elita, jy moet ophou drink. En ek dink die 27ste Desember toe het ek my laaste brandy gedrink. En toe sê ek soos, want Nieuwjaarsdag is om die draai, obviously. En toe sê ek soos, wat gaan ek doen? My beste vriendinne is weg, almal is weg oor see, by die see. En ek was soos, gaan ek nou by 'n bar gaan sit en saam met mense kuier, saam met wie ek nie die nuwe jaar wil instap nie en myself forceer om te drink. En dan staan ek môreoggend op, dis die 1 Januarie, ek voel so shit, kan niks doen nie, want jy voel so shit. En toe sê ek soos, okay, wat gaan ek dan vir Nieuwjaars doen? Ek kan nie by die huis sit nie, het gaan boring wees. En toe het ek besluit om kerk toe te gaan. So die kerk het 'n Nieuwjaars service gehad, toe sê ek soos, wel, ek gaan nou maar hier oprok en kyk wat gebeur.
En toe stap ek daar in, baie ek was so, kom is almal so vriendelik, kom met almal so baie joy, want jy ry by die hek en dan waai almal vir jou en jy weet, dis 'n celebration want dit is 'n nuwe jaar. En ek ry alleen daar in en my boetie sien my want hy is al lank in die kerk. En hy is al 'n leier en alles en hy sien my en want hy het obviously baie lank vir my gebid dat ek, jy weet, uit my ou lewe uittreë en in die kerk inkom actually want dit is belangrik om iewers geplant te wees want dis hoe mense groei en wat ook al. So toe ja, stap ek daar in, hy het amper uitgepas. So ek was soos, wat is jy? Want ek het nie vir iemand gesê ek gaan ek is soos moet nou nie 'n groot ding hiervan maak nie, Elita wat kerk toe kom. Agval toe is ek nou in die kerk en ek's daar en jy weet, dis die countdown en die konfetti val uit die dak uit en almal juig en ek soos, damn it, ek so sad. En ek onthou my boetie het na my toe gekom, want toe sit ek alleen, ek was soos ek wil by niemand sit nie. En kom my boetie na my toe en hy gee toe vir my 'n drukkie, hy soos Happy New Year. Dis ek soos, toe voel ek net, hierdie jaar gaan anders wees, soos dinge gaan verander vir eens, want toe is dit al 3 jaar van drink en toksiek verhoudings en allerhande sulke tipe goed. En ja, ek het net besluit ek kan nie nog so jare nie, want as jy nie vorentoe beweeg nie, staan jy essentially stil, maar jy beweeg ook agteruit. So ja, en ek wil gesonde verhouding hê, ek wil 'n goeie huwelik hê. Ek wil nie elke naweek net wag om te party nie, verstaan. So ja, dit was my turning point. Basically die break-up, waarvoor ek nou baie dankbaar is, dis daai tyd was dit einde van die wêreld, jy weet mos hoe break-ups is. So ja, daai was my turning point om jou vraag te antwoord. Okay. Ja, ongelooflik. Ek dink wat regtig baie mooi uitstaan is dat enigiemand kan dit eintlik omdraai. Ja. Soos jy het nie ek dink as jy daar's 'n sê dan if your level of fear does not, of your level of misery does not exceed your level of fear, you will not change. En soos jy gesê, ek dink van die goed wat jy genoem het, daar was 'n gat in jou hart, jy was eintlik alleen en jy daai klein bietjie aanvaarding gekry by mense om te kuier en te drink en so aan. En dit hou mense so vas want daarom like iemand my. Ja, Daarom gee iemand om vir my. Maar die vraag is dan, is dit regte omgee daai? Of is dit net 'n klomp hartseer mense, lonely mense wat saam drink, because drinking together is better than drinking alone. Ja, presies. En ek dink dit translate na verhoudings ook maar. Two broken people cannot become a whole. Ja, dat is bad, ja. En ek dink yes, as ek moet sê, COVID het mense alleen gemaak. Ek dink dit is een van die grootste goed wat COVID gedoen het, is mense het regtig lonely geraak. Want jy sit alleen by die huis, of evenal sit jy net by die huis, jy kan nie by jou vriende uitkom nie, jy kan niks produktiefs doen nie. So daai alleenheid maak jou susceptible vir bad things. En dan is die vraag, hoe kom met jy loneliness, werklike loneliness? So voel jy nog steeds so alleen soos wat jy het dinge vir jou verander? Ek dink ek het die goed, want al daai goed die kuier en daai goed het nooit, dit was lekker, hoewel dit het fulfillment gebring vir 'n rukkie, soos vir 'n aand, 'n week maybe, maar dit het nooit die gat gevul nie. So ek het meer begin kerk toe gaan, obviously. Ek het meer begin leer van God. Ek het kursusse gedoen. Ek doen nou actually Bybelskool by ons kerk. Baie interessant is. So ek leer baie, maar ek voel glad nie meer alleen nie. So ek het by my selgroep ingeskakel en die mense by die kerk ook. God het regtig met my gewerk deur mense. En baie keer wat hulle sê is nie altyd great nie. Ek dink vanoggend daaraan een Saterdag, want ons het Saterdag het ons prayer nights. Toe na die prayer nights was ek soos, ek so sad, want al my vriendinne word verloof en jy weet almal is al swanger en julle weet hoe dit voel. En toe praat ek met my leier daaroor en ek sê vir hom, ek voel net sad. Hy sê vir my, en hierdie was hard, maar baie keer het mense dit nodig. En hy sê vir my, wat gaan 'n man vir jou bied wat God nie vir jou kan bied nie? Maar ek was so, damn, dit is so goed. Maak 'n mental nou daarvan. Maar so wat is as jy nou getroud is, as getroud die droom is, dan wat gebeur nadat jy getroud is? Dit is nog at least 60 jaar oor nadat ek getroud is. Wat dan? Verstaan, dit kan nie my purpose wees nie. Anyways, ek kan nou nie eens onthou wat het jy gevra nie. Maar ja,
glad nie meer alleen nie. Ek het gedink, wat gaan ek nou doen, want ek kan nie meer drink nie. Soos ek was nou om brandy te drink, soos 'n bos, soos ek het letterlik die boeruitjies weggedrink. En ek was soos, damn it, hoe gaan ek nou my naweke vul? Gaan ek alleen wees, want ek het altyd net, kom ons gaan drink 'n bier, kom ons gaan kuier, en wat gaan ek nou doen? En toe, soos jy ons nou gesels het, ek het obviously begin draf, wat baie goed is vir my liggaam, baie goed vir my mindset, en begin koffies drink, en uitgaan pizza eet, en movies kyk, en braai, en sulke tipe, ek weet nie, net lekker goed. Wholesome activities. Ja, net wholesome activities, en ek gaan huis toe, en ek voel nie so shit nie. En ek voel vervuld, en ons het goeie gesprekke gehad, en ons het gepraat oor God, en sy mense, en sy dinge, en skrif, en dis net goeie gesprekke wat vloei, so daai goed vervul my, want ek weet, dis in God se wil, en die goed wat ek destyds gedoen het, was nie in sy wil vir my lewe nie. Yes. So hy het my net gemaak om soveel beter te wees, so wens meer mense wil dit verstaan. Jy het nou 'n mooi ding gesê, wholesome activities, wholesome activities. Ja. Goedjies wat die hart bietjie vol maak. Yes. En ek dink dis een ding wat soos mense verloor het is, ek het nou die dag ook 'n gesprek met 'n ou student gehad. Ons het die verantwoordelikheid, maar ook die voorreg om ons eie gemeenskap te create. So as mense nou moet dink, waar gaan jy om ander jong mense te ontmoet tans? Kerk toe, maklik. Kerk toe. Ja. Kerk toe. Ja. En Ja. as jy nie kerk gehad het nie, waartoe gaan jy om jong mense te ontmoet? Blikkies, goeie vraag. Latinos. Boe. Latino, stoetbal, al daai plekke. En ek dink dit is die scary ding van, daar is nie plek om mense te ontmoet nie. Dis daai loneliness wat ons almal ervaar het, word nou amper gereinforce vir die lack of events. Een van ons vriende, Heinrich, hy boer nou, waar doen met daai ou gaan om iemand te ontmoet? Ja. Verstaan? En dis wat ek nou vir die student gesê het, die feit dat ons die voorreg het om ons eie gemeenskap te create, maar dit vat effort, jy moet dan verantwoordelikheid neem, soos, wil jy saam met 'n koffie gaan kry? Ja. Hoor julle, kom ons gaan kry pizzas Speel vanaand. paddle. Kom ons gaan speel paddle. So, dit bring my tot die volgende punt, dat in hierdie proses, kom ons noem dit die reinvent proses. Okay. Want dit voel vir my dis waardeur jy gaan, jy moet jouself regtig reinvent van Ja, heeltemal. Elita die brandewyndrinker, Heeltemal 'n nuwe persoonlikheid, ja. iets heeltemal anderste. Ek dink een punt daarvan is, jy moet actually iets gaan doen. Jy moet jouself, Action. Ruben, jy hou so baie daarvan om Ja. te sê, jy moet jouself daar uitsit. Ja, Ja. ek love it. Jy moet jouself daar buite sit, nuwe goed gaan doen. Moenie Ja. passive wees nie. Ja. Eintlik die foon neersit, die Ja. bottel neersit en iets gaan doen. Jy gaan nie Ja. vriende maak deur net in jou huis te sit nie. Jy gaan seker aanlyn vriende maak, maar nie. Dis weird. Hey, Doen mense nog dit? as jy 'n gamer is, maybe. Ja. Leuk. Nee. Nee, dis weird. Ons is nie online vriende nie. Joke. Jy ek wil meer hoor. So, ek dink 'n groot ding wat ek nou agtergekom het vir dames is daai self-worth en hoe jy jouself view. So ek wil net 'n bietjie hoor, wat het jy van jouself gedink back in the day? Soos hoe het jy oor jouself gevoel versus waar jy nou is? Okay, goeie vraag. So ek dink toe ek obviously brandewyn Elita was, toe het ek baie nie goed oor myself gevoel nie, want ek het heeltyd so shit gevoel eerstens, en ek dink ja, dit het hoe jy like hoe jy like het 'n effek op hoe jy voel. So ek het heeltyd net so trash gelyk ook. So ek het op 'n stadium het ek 'n bietjie meer 'n punt daarvan gemaak om bietjie te begin beter like, naals te begin doen, jy weet, seker tipe goed. Maar bietjie meer in diepte het ek saam met die loneliness het ek ook gevoel dat ek is nie goed genoeg nie, obviously, want ek het validation en aandag gesoek van mense hoekom soek ek validation van iemand wat regtig nie 'n goeie mens is nie, soos party mense wat ateïste is, hoekom wil ek validation van iemand soos dit hê? So, ek bash nou nie mense, sorry, maar ja, so die vraag was oor self-worth. Hoe ek daai tyd na myself gekyk het, was net, ek dink ek het deur die wêreld se lens na myself gekyk, so ek het
myself gesien as ek's maar net hier. I'm just here. En ek dink God se wil vir ons is hy het 'n purpose vir elkeen van ons en hy het 'n calling, hy het obviously 'n general calling vir ons almal, maar vir jou spesifiek het hy iets, vir jou spesifiek het hy iets en vir my spesifiek het hy iets. En toe ek begin werk maak om daai te begin uitfigure en wie is ek en hoe sien God my, nie hoe sien die wêreld my nie, en nie eers hoe sien ek myself nie, want die duiwel kan vir mense jok met sy klein jakkelsies, want hy partykeer intrusive thoughts hier van nee, Yes. ek is nie goed genoeg nie en ek like so shit en hoekom praat jy so en nee, hierdie van jou is nie reg nie. Toe goed rebuke ek sommer, ek's net soos not today. Maar ja, so ek dink dis baie belangrik om te begin soek hoe sien God my? Ek weet ons sê dit altyd, maar regtig intentioneel te gaan sit en dink, okay, maar as God nou na my kyk, hoe sien hy my? Hoe sien ek myself? En hoe kan ek daai met align? Ja, ek dink dis hoe jou self-worth net in plek val. Dis nie 'n maklike proses nie. Ek dink jy gaan daaraan werk tot die dag wat jy doodgaan. Ons lewe nie in 'n perfekte wêreld nie, so ja, ek weet nie, kan nie eens onthou wat was jou vraag nie. Maar Nee. sorry, ek Dis praat mooi nie. op so. En as jy nou moes opsom hoe jy nou oor jouself voel en wat jy sien as jy in die spieël kyk, wat sal dit wees? Work in progress, definitief. Ha. Ek werk nog bietjie daaraan. Partykeer vang ek myself nog dan. Ek dink nie baie daaraan nie. Soos ek's baie keer as ek te besig, dan sê ek soos kyk in die spieël whatever gaan aan. So eintlik ja, dit goeie revelation nou vir my dat ek dalk bietjie meer tyd moet spandeer oor. Nie dat ek voor die spieël gaan sit en vir myself sê, jy is so mooi en wat nie, maar bietjie die dieper goed van okay, jy's regtig 'n caring mens, jy gee om vir mense en soos daai ja, self-worth is vir my meer oor dit as van jou hare is mooi en obviously God sien daai goed ook raak jou hare en wat ook al. Maar ja. Antwoord dit jou vraag? Dit doen. Okay. Ek dink ander ding wat jy ook gesê het wat ek hou van nuggets uithaal. Maar iets wat jy begin doen het, want dit voel vir my enige tyd wat jy iets wil verander in jou lewe, moet daai action gepaard gaan met die revelation. Ja. As jy nie aksie by die belief sit nie, dan word dit nie vasgevang nie. Faith without action is dead. Daai enetjie. So die feit dat jy sê jy het besluit jy gaan 'n bietjie effort doen om jouself meer presentable te maak. Ja. Jy gaan moeite doen in die oggend, ek gaan my hare doen, ek gaan make-up opsit, ek gaan my naels mooi maak. Ek dink dit translate na ou ook, soos as jy opstaan, ek hoop jy shower elke oggend, ek hoop jy doen effort om jou baard te skeer. En waar dit dalk aanvanklik baie superficial is in die sin van ons gaan uit, ek gaan nou seker maak, jy weet, as ek 'n ouetjie is ek gaan koop, ek trek my kiddies t-shirt aan, dat die spiere bietjie beter lyk. Die skinny jean, verstaan, as jy go, Dis even me, ek het op my skinny jeans dra. jy dis I'm a skinny jeans chain. season gehad. Ek was baie skinny. En as jy 'n girl is, jy dra dit bietjie stywer, bietjie korter. Maar wat die motief is, ek gaan aandag soek. Wis wat 'n change van, weet jy, ek wil presentable, ek wil goed lyk want ek honor my waarde. Ja. Ek het self-respect, ek het self-worth. Ek gaan mooi lyk because I'm worth it. En ek dink wanneer jy die action begin sit en dan die motive praat van hoekom, want soos jy het jou waarde in God gevind om te fokus hoe hy na jou kyk. As jy die twee begin by mekaar sit, dan word dit nie net 'n habit nie, dit word 'n leefwyse. Ja, 100%. En dan, soos jy sê, wanneer daai klein jakkelsies kom of jy daai een bad dag wat jy voel net nie mooi nie, vandat ek getroud is, het ek geleer dit soos 'n thing in 'n girl se lewe. Jy staan op en jy voel nie mooi nie. Ja. Dit is 'n thing. Okay. Maar die fondasie is van daai aard dat jy kan sê, ja, ek voel dalk nie great nie, maar die realiteit is my waarde is A, B en C. Ja. En dit maak dit beter en dan Ek dink een ding wat ek ook geleer het is mense gevoelings is nie altyd baie valid nie. Ek dink dis nie 'n goeie measure om besluite op te neem nie. So partykeer voel ek soos dit, dan sê ek soos okay, maar wat is die waarheid? Mense gevoelings kan partykeer vir jou jok. My emosie, wel baie keer wou ek so erg in hierdie verhouding bly want dit was my gevoelings. Maar logies het dit regtig nie sin gemaak nie. So ek is so bly jy sê dit. As daar enige van my studente is wat nou kyk, ek hoop jy het geluister, want jou gevoelens is nie die realiteit nie. Soms is ons 'n bietjie dom. fair. Soms Ja, oordink ons en Ek sê die laaste, weer eens, ek dink
COVID is 'n goeie mylpaal vir wat Ja. baie goed verander het, maar ons is bietjie in 'n wêreld waar wat jy voel is jou reg. Of dis hoe dit gekommunikeer word. Ek My voel dat ek is oppressed. So almal Sure. anders gaan nou my met respek begin hanteer because I'm feeling Ek moet jou oppressed. convinced. Ja. Ek moet jou convince dat ek oppressed is, ja. Ja. Yes. Tog julle gaan sê ek voel soos 'n beker. Dis ek identifiseer as 'n mikrofoon. Wat 'n freak julle mense is weird. Ja. Nee, maar ek dink dit is 'n groot uitdaging vandag is so deur die studies met die bedryfsielkunde doen ons baie research en so aan en die feite is hoe jonger mense sukkel om werk te hou. Hulle sukkel om in jobs te bly. Ja. En wat beteken mense wil nie meer millennials aanstel nie want hulle hou nie 'n werkie. En dit gebeur want iets offend jou in jou pos, jy voel nie meer gelukkig in jou werkie en dan bedank jy en gaan probeer 'n ander ding en 'n ander ding en 'n ander ding. En dit wat jy sê is baie waar. En ek sou 'n bietjie anders sê. Mense emosie en jou gevoelens is waar, maar dis nie die waarheid Ja, dit is nie. valid tot 'n extent, maar dit is nie. Die feit dat jy offended is of hartseer voel, dit beteken daar's 'n probleem. Ja, Okay. fair, ja. Deel met die probleem en die probleem is either 'n insecurity of 'n entitlement in jou hart waarmee jy moet deel of dalk is dit jou baas is 'n poepel. Okay. Okay. Ja. Dan kan jy een van twee goed doen. Either jy het 'n verhouding of jy bou 'n verhouding met die persoon om dit te kan hanteer, want as jy issues uit verhouding probeer hanteer dan gaan dit gewoonlik nie so goed nie. Of hy is jou baas en jy honor hom dat hy vir jou 'n werk gegee het Yes. en jy gaan deel met die offense in jou hart. Ja. Want die realiteit is in meeste gevalle jy het waarskynlik jou werk gedoen nie. Want die normale mens gaan nie mislik met jou wees net sommer Sommer Ja. nie. die normale mens, daar is uitsonderings, alright. En ek dink dis 'n ander baie waarde wat jy gesê het en ek dink is baie valid vir dames. Jou emosies is nie die waarheid nie, Ja. dis net 'n waarheid. En mens moet daai onderskei. Ek het nou die dag 'n baie interessante ding raak gelees. En dit my gehelp om my vrou 'n bietjie beter te verstaan. So mans vergeet baie maklik. Jy stem saam met my? Wat? Ja, revelation. julle No my. way. Lightbulb oomblik. Wat? Dis baie snaaks. Ons produksiespan geniet hierdie verskriklik. Mans vergeet goed regtig maklik. Die rede hoekom vrouens nie goed vergeet nie is want hulle herleef die emosie van die trauma. Ja. So dink gegaan 'n vorige verhouding en dan toets ons hierdie. Dink aan 'n fight wat jy gehad het. Oomblik, jy onthou die emosie. Jy baie meer as wat jy die instance onthou. Die rede vir die fight onthou. Dit kan super stupid rede gewees het, maar die feit dat jy seer gekry het maak daai argument nog steeds valid. Dis baie waar. Vir 'n ou is dit ons onthou die thing. Die hoekom? Ek het vergeet om die koppie uit te spoel. Dis nie 'n big deal nie. Ja, dis Ja. net. Maar ek vergeet die feit dat my vrou byvoorbeeld nie regtig gebeur nie, okay? Ja. Maar ek vergeet dat sy in daai oomblik rejected of unworthy of wat ook al gevoel het. Ja. En wanneer daai situasie terugkom, dink ek voel sy weer so. Ja. En dit is daar waar ouetjies, ons moet sensitief wees, alright? En die ander kant is jou emosie is nie realiteit nie. Ja. Ja. Dit is 'n ervaring. En ek dink dit is maar en dit klink asof dit is een van die groot paradigms wat jy moes oorbrug het in hierdie reinvention Ja. proses. Ek weet nie nog iets gevra. So jy het baie gepraat oor purpose en finding meaning in life. So as jy nie omgee nie, dis 'n work in progress, mense figure nog 'n bietjie uit. Wat het jy tot op die punt al ontdek van jouself wat jy regtig dink is deel van daai purpose prentjie? So ek dink wat ek uitgefigure het recently is ons almal is called for ministry. So ek sal definitief dink ek my purpose gaan in daai rigting wees. Ek weet nie wat die Here daar gaan doen nie, so ons sal maar kyk. Ek's excited. Maar ek het ook een keer woord gekry by een van my vriendinne. Heilige Gees het so deur haar gewerk. Sy kan nie eers dit onthou nie. 'n week later praat ek met haar. Ek soos onthou dit en dit wat jy vir my gesê het. Sy sê ja, ek onthou dit nie glad nie. Maar toe sê sy vir my dat ek is gekom om influence te hê oor
jong mense of mense wat deur dieselfde verhoudinge of wat ook al se trauma is deur waardeur ek is. So ja, dit kan in daai rigting wees. Ja, ek dink in daai rigting. En een van die groot dinge waardeur ek nou gaan is my Daniel vas wat ek nou doen. Die rede hoekom ek hom doen is ek wil baie graag begin meer function in die gifts van die Holy Spirit. So daar's een wat bietjie meer vir my uitstaan. Jy weet mos daar's een wat jy eintlik bietjie meer nog trek te voel het sy prophecy of wisdom of wat ook al. So myne is healing. So ja, baie cool. Very cool. Ek sal letterlik verby iemand loop dan sê ek soos ek moet vir jou bid, vir jou voed. So ja, vir nou is dit die twee goed wat vir my uitstaan, die influence oor mense wat deur dieselfde goed is waardeur ek is en dan healing. Ja. Ek het nog nie my purpose, my calling so uitgefigure dat ek dit vir jou kan neerskryf nie, maar work in progress. My favorite antwoord vandag. Like that work in progress. Ons is almal works in progress. Ja. Ek dink die lekker ding is van ons en die meeste mense wat die podcast kyk, op ons ouderdom is alles nog eintlik 'n work in progress. Ja. Ek bedoel ons is mooi diep in die 20's. Wat weet ons eintlik? Ja. Exactly. En ek dink dis 'n lekker ding. Dis lekker. Ons het die geleentheid om onsself nog te reinvent. Jy het tog die geleentheid op. Hey, as daar seker goed is in die lewe wat jy nie like nie, daar's tyd om dit te change. Daar's tyd om goed te verander. Kan dit doen sonder dat mense dit 'n midlife crisis noem. Ja, dis nie 'n midlife crisis nie. Dis 'n reinvention. Ek rebrand. Ja, ek kry 'n bietjie 'n nuwe logo, 'n nuwe kleurskema, jy weet, soos dit ons bevange gedoen het. Ja, hey, shout out aan Mox Studios. Ja, champs. Die Adri moet nou kom. Nie regtig nie, dis 'n baie awkward plek op die Adri. Maar ek dink dit is as wat 'n takeaway is van jou storie vandag is dis nie te laat of te vroeg om jouself te reinvent nie. Ek kan nie sê te laat nie want soos ek sê ons is diep in die 20's. But it's time. Jy het die geleentheid nou en ek dink vir al waar ons is, jy kan amper deur die internet enigiets doen. Ja, legit. So daar's nie 'n rede om te bly in die situasie waar jy is nie. Kan jouself reinvent, maar die groot ding is jy moet action by die reinvention sit. Ja. Soos jy sê, jy moet actually iets gaan doen daarom. Ja. Nou as jy vir die kykers. Ek het geweet hierdie vraag. Ja. I knew this was coming. Hang maar wat, ja. Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Dalk Cheslin Colby en ek sidestikke. Anyway. As jy 'n opsommingkie moes gee vir iemand wat is waar jy was, 3-4 punte om op te fokus, wat kan jy hulle mee laat? Okay, eerstens dink ek die duiwel hou daarvan om ons te isolate. En as jy isolate dan begin ek dink en dan val jy in 'n diep gat van depressie en jy voel net shit. So ek dink eerstens is om nie die leuns te glo nie, want dis nie die waarheid nie. Die Here het ons nie geroep om isolated te wees nie, ons is gekool vir fellowship en om saam met mense te wees en. Dan dink ek die tweede ding wat my baie gehelp het is my community. Aan die begin was ek soos hierdie is so awkward en ek haat dit om alleen te wees, maar ek het net besluit jy moet nou deurdruk want wat anders is daar. Ek gaan nie terug gaan na my kuier lewe toe nie, ek gaan nie terug gaan na daai lewe toe nie, so suck it up. Jy voel nou shit, dit voel awkward, ek moet nou, hallo, gaan dit, wat is jou naam, wat doen jy vir 'n lewe? Jy moet dit nou maar doen aan die begin, en dit was so vir die eerste 2 maande, en nou is ek deel van die familie. En om geplant te wees in 'n kerk, of jy kan nie geplant wees by Spar of iets soos dit nie, so om geplant te wees by 'n kerk het my baie gehelp, en die kerk spesifiek by waarby ek is, het net so baie liefde en omgee en grace gehad vir my, dat soos ek wil nooit daar weggaan nie, en ek dink, dit was God se doel met die kerk, is om ek het dit nou eendag vir iemand verduidelik, is, as jy iewers is by vakansie of wat ook al, het altyd 'n huis om na toe terug te gaan, vir jou physical body, is soos my eie bed, my eie badkamer, yes, dis great, en ek dink baie keer vir ons siel, die huis, ons home vir ons siel is die kerk. En ons party mense kom net nie daarby uit nie. Ek was vir jare was ek nie in 'n kerk nie, ek het nooit daarby uitgekom nie, en my siel het gelang net om huis toe te gaan. En toe ek finally weer in die huis instap, toe is ek net soos, wow, okay, hiermee kan ons werk.
So dit het baie value vir my gedra, die fellowship, my vriendinne, my leierskap ook. Dan die ander ding wat jy ook gesê het is is oor 'n fence. Ek dink om 'n fence te vat, soos wat jy sê, is ek vra altyd vir myself as ek 'n fence vat of as ek hartseer is oor iets, dan sê ek soos, okay, maar is dit iets in my hart? Is dit iets wat jy verkeerd gesê het of is dit iets waaraan ek kan werk? So ek dink dis ook belangrik om nie te blame shift nie. Die wêreld skuld jou niks nie. Soos jy is nie 'n victim nie, jy's regtig cool om 'n warrior te wees. Dis wie God jou gemaak het. Jy verloor nie, jy's nie 'n loser nie. Hou op dit vir jouself sê. Dit kom nie van jou af nie. So ek dink ook belangrik om te pinpoint wat is leuns en wat is die waarheid. Maar ja, so en dan die ander punt waarna ek nou dink is ook om leierskap te hê. Soos julle sal nou weet en Target ook is jy het jou familie met die leier en dan jy ook albei hulle wat bo julle is. So ek dink om in leierskap te wees of om onder iemand geplaas te word is belangrik, want dan jy iemand wat jy kan correct, iemand wat jy kan help en daai persoon het jou belange op die hart en hulle is lief vir jou en hulle gee om vir jou. So ja, ek dink dit is baie belangrik om onder leierskap te val. Dit het my baie gehelp. So ja, en die anointing vloei ook van bo af. So ja. Ja, ek dink 'n mentor of 'n coach deur die lewe te hê is baie belangrik. Kies die regte een. Ja. Nie 'n YouTube guy nie, want ons weet nie wat Gary Inspirasie. Yes, Elita, baie dankie dat jy so boldly kom deel het. Ek weet dit is nie die maklikste ding om te erken waar mens was nie, maar gelukkig is dit 'n storie van oorwinning. En soos jy sê, it's a work in progress. Dis ons slogan vir hierdie episode. It's a work in progress. En ek dink is waar. Ek dink jy as 'n individu gaan ooit arrive nie. Jy gaan nooit daar wees nie. You're never gonna be finished. En ek dink dis 'n blessing. Kan jy nou dink as jy tot op 30 groei en jy's nou daar. Jy hoef nie meer te groei nie. Ja, dis great. 60 jaar oor en sê soos wat doen ek? Wat doen jy? Soos die podcast groei. Ek is volmaak. Ja, ek is volmaak. Ek is nou okay. So, yes, Elita, baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie dat jy uitgekom het. Dit is 'n absolute voorreg. Weer eens kykers, as jy vir ons 'n boodskap stuur en jy sê jy het iets op die hart, dan nooi ons jou om na die podcast te kom. Dis letterlik kom ek hier. Dit is 100% dit is basically hoe al ons gaste kom. So as jy iets op die hart het, laat weet ons, dan kom chat ons daaroor. So baie dankie vir jou. Dankie vir julle. Okay. Johan, soos altyd. Waar vind ek jou op sosiale media? Op Instagram. Wow. @JohanHoltzapfel. Bitter eenvoudig. Ruben, waar vind ons jou? Vir my? Yes. Wow. Jy vind my op Ruben_VV_film op Instagram. Follow Bevange en follow Amok Studios en follow vir Elita. Ek is private. Ek gaan jou probably nie accept nie. Sorry julle. Want ek ken jou nie. Julle kan haar nie follow nie. Sorry guys. Ja. Okay. So nee, kykers, dame, vriend. Dit was lekker. Ek's bly ons is terug op die lug. Ons gaan probeer vasbyt met die bi-monthly. Moenie beloof dit word. Ek gaan nie meer siek word nie. Sy eksamen is verby. Die studio is terug van hulle staptoer. Bevange is weer vol in die stoom. En ons sien vir julle met die volgende een.